Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Lekker dat jy hier is, ingeskakel het. En ek's opgewonde, hierdie skrifte doen iets in my. As ek dit so in die oggende lees en ek herhaal dit en ek lees dit en ek bid dit, sy reddende regterhand gryp my en help my. Ons gaan 'n bietjie verder in Jesaja 41. Ons het vers 10 gedoen, vers 13 gedoen, nou vers 18. Hoor wat sê hy? Op kaal hoogtes laat ek riviere ontspring, fonteine in die middel van valleie. Hoor hierso, van 'n woestyn maak ek 'n waterryke vlei land, van 'n dor land waterbronne. Okay, en dan sê hy vers 20, sodat mense kan sien en erken, dit ter harte neem en tegelijkertyd begryp, dat die hand van die Here dit gedoen het, dat die Heilige van Israel dit geskep het. Mens, kan ek vir jou sê, ek wou al 'n t-shirt maak, en ek gaan hom dalk nog maak, The Seventh Hand. As mense my vra, hoekom lyk jou lewe soos wat dit lyk? The Seventh Hand. Hoekom is jou kinders dien die Here? The Seventh Hand. Hoekom jou huwelik? The Seventh Hand. Hoekom finansiëel onafhanklik? The Seventh Hand. Hoekom liggaam gesond? The Seventh Hand. Man, hoor jy wat ek sê? Hy sê, ek vat woestyne en verander dit in waterryke plekke. Ek vat valleie, moeilike plekke, dor lande, maak dit bome, vol vrugte. Kry jy die prentjie van dood, verwoesting, gebrand, woestyn, niks, leeg, na vrug en bome en groen, lowergroen, voëls, diere, gras, en jy sien die kontras, en hy sê, as mense vra, hoe het dit gebeur? Hoe het jou lewe gegaan van net elke maand uitkom, nie vir jou kinders kan kos en klere koop, nie jou huis kan betaal, nie jou gras kan sny, nie jou huis kan verf nie, jy lyk pateties sleg na, wow, kyk hoe mooi lyk jy, kyk hoe happy lyk jy, kyk hoe versorg lyk jy, kyk hoe skoon lyk jy, kyk hoe het dit gebeur? Dan moet jy kan sê, die hand van die Here, die sewende hand. Ja, ek het 6 beginsels gedoen, ja, ek het hard gewerk, ja, ek het dissipline in my lewe, ja, ek het vroeg opgestaan, ja, ek het boek gelees, ja, ek het Bybel gelees, ja, ek het kerk toe gaan, ja, ek het al hierdie goed, ja, ek het goed gedoen. Maar die sewende hand, hy sê, sodat hulle kan sien en begryp, dat die hand van die Here dit gedoen het. Mag ons nooit sê, ek het hard gewerk het. Mag ons nooit sê, ek het sukses bereik. Jy mag ons nooit sê, ek het my kinders reg groot gemaak. Jy mag ons nooit sê, ek het my vrou mooi bederf. Mag ons sê, die hand van die Here, die sewende hand. As dit nie vir sy hand was nie, waar sou ons gewees het? As dit nie vir sy hand was nie, sou alles misluk het. As dit nie vir sy hand was nie, het die oes weer misluk, het die diere nie gekalf nie, het dit wat ek beplan het nie uitgewerk, het die drome nie waar, as dit nie vir sy hand was nie. As ek nou nog in 'n woestynland, hoor jy my? Kan ons dit bid? Kom ons bid dit saam. Here, as dit nie vir die hand was nie. Here, as dit nie vir die hand is nie. Here, vandag gaan 'n mislukking wees as dit nie vir die hand is nie. Vandag gaan ek dom besluite neem. Vandag gaan my kinders dom besluit. Vandag gaan my huwelik, vandag gaan my liggaam, en so kan ons aanhou. Here, my lewe sal 'n woestyn wees as dit nie vir die hand is nie. Maar nou is dit 'n waterryke land. Nou is dit 'n plek met bome en vrugte en diere. Nou is dit 'n plek wat 'n verskil maak vir ander mense. Ander mense eet van my vrugte, want die hand van die Here het dit gedoen. Dankie Here, ek vertrou op die hand, ek bid vir die hand, ek glo in die hand van die Here wat hy uitsteek. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, vertrou op die hand van die Here. Sien jou môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.